Vriende, baie welkom vanoggend hier by Vader 4 Gemeente se erediens en ek bid dat ek en jy vanoggend in die woord van die Here uit die boek Sagaria, sommer net in 'n moeilike tyd waarin ons leef, ook vanoggend weer hoop sal ontvang. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, alle mense smag daarna dat iemand hulle moet lief hê. Dis hoe jy ons gemaak het. Ons het onvoorwaardelike liefde nodig. Here man, hierdie alles maklike weggooi era waarin ons leef. 'n tyd van weggooi kaps en weggooi borde, weggooi mense in virke. Het mense al baie seer gekry. Want partykeer is hulle liefde ook so weggegooi. Soms, Here, het ons mense so lief gehad. En is ons liefde soos 'n ou gebruikte lap een kant toe gegooi. Daarom is hier ook vandag mense, Here, wat luister en bang is om weer lief te hê. Here, daar's volgens mense wat eensaam voel, so asof niemand vir hulle lief is nie. Here, soveel mense in ons dag sukkel met 'n leegheid en glo regtig dat niemand hulle lief het nie. Dat daar regtig niemand is met wie hulle kan praat of op wie hulle kan steun nie. Here, maar dankie vir u woord. Dankie vir die Bybel wat ons vanoggend herinner dat u ons lief het. Dankie vir Sagaria 8 wat ons herinner, u is hartstogtelik begaan oor ons, Here. U het ons hartstogtelik lief. Here, wat 'n besonderse liefde. Here, mag elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister en op een of ander manier voel dat niemand hulle lief het nie, dat niemand hulle hoor nie. Mag hulle vanoggend opnuut ontdek dat u hulle hartstogtelik lief het. Here, dankie dat u liefde, u ware liefde, vandag ons lewens kom vul. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. I've got a friend, closer than a brother. There is no judgment, oh how he loves me. I've got a friend, and he is my strength. He is my portion, with me in the valley, with me in the fire, with me in the storm. Let all my life testify, hallelujah, we are not alone. God really loves us. God really loves us. Hallelujah. Oh, praise my soul. God really loves us. God really loves us. Vriende, vandag is ook 'n baie spesiale dag vir baie vroue. Vandag is ook Moedersdag en vir 'n klomp vrouens is daar 'n klomp emosies wat saam met hierdie dag kom. Daar is 'n emosie van dankbaarheid. Dankbaarheid vir besonderse ouers, 'n besonderse ma wat my lewe kom volmaak het. Dankbaarheid vir die kinders of die kind wat die Here in my lewe toegevoeg het. Maar dan is daar ook emosies van hartseer.
verlange van moeders wat nie meer met ons is nie. Op dae soos hierdie verlang ons vir ons ma's meer as miskien 'n klomp ander dae in 'n jaar. Maar as ook die emosie van hartseer vir 'n klomp vroue vandag, wat so graag moeders wil wees, maar wat nooit die geleentheid gegee is daarvoor nie. Vriende, vandag is ook 'n dag vol emosies. Party vroue beleef stikkend in hierdie dag. Want my ma het my verwerp, my ma het my weggegooi, my ma het my verniel, of sy toegelaat dat iemand my verniel. En saam met hierdie stikkende emosie kom 'n stukkie woede miskien vandag saam. Vriende, hoe dit ook al sy, 'n klomp emosies is vandag op Moedersdag deel van ons lewe. Maar ek het ook al geleer dat wanneer daar 'n klomp emosie belaaide oomblikke is, ons tog nie dit kan gebruik as die rede dat ons nie die lewe mag vier en die goeie mag vier nie. Ek weet dat daar vandag miskien 'n hele klompie fisiese moeders, vroue wat seuns en dogters het, kinders het, vandag na die boodskap sal luister, maar miskien is daar ook geestelike moeders vandag, mense, vroue, ma's, wat nie miskien hulle eie kinders het nie, of hulle het, maar vir wie die Here 'n klomp geestelike kinders in hulle lewe kom gee het. Miskien het jy nie 'n nageslag van jou eie nie, maar op 'n geestelike vlak het die Here vir jou 'n nageslag gegee, so baie soos die sterre in die hemel. En daarom wil ek vandag God eer vir aardse, fisiese moeders, maar ook vir geestelike moeders. Daarom wil ek vandag vra dat as jy 'n ma is, of dit nou fisies 'n ma is van kinders, en of dit is dat jy 'n geestelike ma is vir seuns en dogters, dat jy vir 'n oomblik hierdie seënbede van my af sal ontvang. Liewe vrou, daar waar jy sit, mag die Here jou kom seën met 'n Aaron en 'n Hur in jou lewe, wat jou arm sal hoog hou, as dit vir jou voel jy wil hierdie jaar moeg word. Liewe vrou, mag die Here jou seën met 'n gees van onderskeiding, om die onsienlike in jou kinders se lewens raak te sien. Liewe vrou, mag die Here jou lippe aanraak met 'n kool van vuur uit sy troonkamer, sodat jou woorde wys, vol lewe en rigtinggewend sal wees. Liewe vrou, mag die Here in jou gees 'n nuwe vuur kom aansteek vir sy woord en vir sy hart. Liewe vrou, mag die Here jou kom toevou in sy liefde, as jy miskien vandag ongewaardeerd voel. Liewe vrou, mag die Here elke traan in 'n fles opvang en dit op die regte tyd uitstort oor jou gesin, om jou kinders se grond vrugbaar te maak. Liewe vrou, mag die Here jou seën met sterk skouers, sagte hande, wyse woorde en gees-geïnspireerde waarheid. En mag daar elke dag iets moois wees in jou geheuebank en in die diep kamers van jou hart. Liewe vrou, mag die Here jou gebede vir jou kinders hoor en mag hulle krag daarin vind. Liewe vrou, mag die Here jou seën, sodat jy 'n besonderse vrou mag wees, en soos die woorde van Sagaria 8 vers 23,
dat dit vir jou ook waar mag wees. Dat jou fisiese, maar ook jou geestelike kinders sal sê, ons wil met haar saamgaan, want ons het gesien dat God by haar is. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend dan ook lees uit die boek van Sagaria. En ons gaan lees daar in Sagaria hoofstuk 8. Sagaria 8, die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is ek oor hom. So sê die Here, ek gaan na Sion toe teruggaan. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word, stad van trou, berg van die Here die Almagtige, heilige berg. So sê die Here die Almagtige, daar sal weer bejaarde mans en vroue, ryp in hulle jare, op die plein in Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie in die hand. En die plein in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here die Almagtige, as dit vir die oorblyfsels van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan ook vir my onmoontlik lyk. Die Here die Almagtige het dit gesê. So sê die Here die Almagtige, ek gaan my volk red uit die land in die ooste, uit die land waar die son opkom. Ek gaan hulle bring en hulle gaan in Jerusalem woon. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, in trou en in geregtigheid. So sê die Here die Almagtige, skep moed. Julle het gehoor wat die profete destyds gesê het, toe die fondamente van die tempel van die Here, die Almagtige gelê is, sodat dit herbou kon word. Voor daardie tyd was daar nie geld om mense of diere te huur nie, en die toestand was so gevaarlik, dat niemand veilig kon beweeg nie. Ek het al die mense mekaar se vyande gemaak. Maar nou is my houding teenoor die oorblyfsels van hierdie volk anders as toe, sê die Here die Almagtige. Daar sal nou voorspoed wees. Die wingerdstok sal sy druiwe dra, die land sal sy oes lewer, die hemel sal sy vog lewer, en ek sal dit alles aan die oorblyfsel van hierdie volk gee. Julle name, Juda en Israel, is onder die nasies gebruik in vervloeking, maar ek het julle gered. En nou sal julle name gebruik word in seënwense. Moenie bang wees nie, skep moed. So sê die Here die Almagtige, omdat julle voorvaders my toornland ontvlam het ek besluit om julle kwaad aan te doen. En ek het nie die straf herroep nie, sê die Here die Almagtige. Maar nou is my bedoeling anders. Ek wil goed doen aan Jerusalem en Juda. Moenie bang wees nie. Wat julle moet doen is dit. Praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie, en moenie valse ede bly aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige. Elke vasdag, of dit nou val in die 4de of die 5de en die 7de of die 10de maand, sal vir Juda 'n dag van vrolikheid word, 'n dag van vreugde. Die dae sal feestelike byeenkomste word, maar dan moet julle bly by die waarheid en sorg dat daar vrede onder julle is. So sê die Here die Almagtige. Volke sal kom, inwoners van baie stede, en die inwoners van een stad sal na die van die volgende gaan, en elkeen sal sê, kom ons gaan raadpleeg die Here. Ons gaan vra na die wil van die Here die Almagtige, en ek gaan ook. Baie volke sal kom, groot nasies, om in Jerusalem na die wil van die Here die Almagtige te vra, om hom te raadpleeg. So sê die Here die Almagtige. Daardie tyd sal uit al die nasies 10 man, een Judeër aan die klere gryp en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God
is by julle. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, ek hoor rondom my bang, teneergedrukte, ontnigterde, moedelose mense. Mense wat sê, daar's geen omkeer nie. Alles gaan net slegter en slegter word. Dit kan nie meer verander nie. Ons land, ons is net op 'n afdraande pad. Kan nie beter word nie. Ek sien hoe 'n tsunami van depressie en teneergedruktheid oor ons mense en veral oor ons jong mense spoel. 'n Tsunami van depressie en teneergedruktheid wat sê, daar's geen hoop nie. Die wêreld is stikkend en niemand sal dit weer kan heelmaak nie. Vriende, miskien moet ons vir 'n oomblik eerlik met mekaar wees en sê, dit is waar dat die wêreld stikkend is. Dit is waar dat as ons vandag vir mekaar sê, dat die wêreld stikkend is op baie vlakke, en meeste ouens sal, as jy praat oor die stikkend van die wêreld, begin by die finansies en die ekonomie en sê, daar's nie 'n omdraai nie. Kyk maar na die rand-dollar. Kyk waar ons ekonomie is. Kyk na load shedding. Ons land is stikkend. Maar die wêreld is ook stikkend as dit by verhoudings kom. Ons hoor daagliks hoe mense mekaar in die rug steek. Vriende mekaar teleurstel en mekaar te nakom. Ons hoor hoe mense op mekaar trap sodat ek die posisie kan kry daar heel bo. Net om te ontdek hoe alleen dit daarbo is. En depressief te raak, want ek hou nie meer van waar ek is nie. Vriende, ons huwelike in die wêreld is stikkend. Dit het maar oukei geraak dat 'n derde persoon in huwelike instap. En dan het ons 'n goeie verskoning vir 'n egskeiding. Saam bly is in die orde van ons dag en dit maak dit net so maklik dat as dit nie werk nie, dan het ons nie al die slep van 'n egskeiding nie, dan kan ons maar net ons paaie skei. Stikkende huwelike het 'n impak op ons kinders. Ons stikkende glasstuk huwelike sny ons kinders stikkend. En ons troos ons maar net aan die woorde. Hulle sal oukei wees, hulle is kinders. Kinders is maklik aanpasbaar. Vriende, ons kinders, die wêreld waarin ons kinders groot word, is stikkend. Ek lees hierdie week 'n ontstellende artikel. En ek wil dit graag vir julle lees en nie net 'n opsomming daarvan gee nie. Daar's hier en daar stukkies wat ek uitgehaal het, net om dit so 'n bietjie korter te maak. Maar die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het wat hy beweer Suid-Afrika se eerste riglyne vir geslagsidentiteit en seksuele oriëntasie opgestel om skole meer inklusief en ondersteunend vir die LGBTQI+ leerders te maak. Die departement het gesê dat die huidige beleide en riglyne wat deur die departement van basiese onderwys gehou word, geen wesenlike ondersteuning vir hierdie leerders by die skole inhou nie. Lorraine Botha, een van ons mense, né? Die DA se Wes-Kaapse woordvoerder oor onderwys het gesê, die beleid het ten doel om openbare skole en die onderwysomgewing vir LGBTQI+ regte te sensitiseer in die bevordering van 'n meer inklusiewe benadering
van ons grondwetlike regte. En dan is daar 'n paar dinge wat hulle nog skryf, en dan sê hulle, wat is dit wat hulle graag wil hê moet verander, sodat daar meer inklusiwiteit kan wees vir hierdie persone. Die eerste ding is die kleredragkode. Die riglyne beveel aan dat skole leerders toelaat om aan te trek in watter uniform hulle ook al hulle geslagsidentiteit of uitdrukking wil laat pas. Hulle pleit dan ook vir skole om te kyk na geslagsneutrale uniforms. Die tweede is transgender badkamers. Hulle riglyn stel voor dat indien redelik prakties uitvoerbaar is, skole voorsiening moet maak vir so transgender of vir meeste van die wat nie weet wat dit is nie, 'n unisex badkamer, afhangende van die finansiële hulpbronne en infrastrukture. Waar dit nie moontlik is nie, word die skole aangemoedig om 'n LGBTQI+ leerder toe te laat om die toilette in die kleedkamer geriewe te gebruik waarmee hulle die gemaklikste voel. Vriende, toe ek hierdie punt lees, toe wil my hart in mekaar krimp, want toe besef ek kry die onderwysers so jammer, want badkamerdiens gaan nou na next level toe. Want jy kan nie net bepaal wie deel van hierdie gemeenskap is nie. So selfs 'n pedofiel kan sê, maar ek voel gemaklik in 'n dogtertjie se badkamer en dis waar ek wil wees. En niks kan maak dat ons hulle verhinder om dan daarin te gaan nie. Dit gaan beteken dat ons nie meer ons dogtertjies en seentjies badkamer toe kan stuur nie, maar saam met hulle sal moet gaan. Hulle volgende punt is uitstappies in koshuise. Dit word aanbeveel dat slaapreëlings baie versigtig oorweeg word voordat die uitstappie plaasvind en deeglike risiko-assesserings gedoen word voor die uitstappie, sodat redelike aanpassings gemaak kan word om die LGBTQI+ leerders toe te laat om deel te neem. 5 jaar terug, toe ons in die kerk teen hierdie goed begin skop, het mense vir ons gesê, julle rukkie hoender, dit gaan nooit so ver gaan nie. En julle maak goed erger as wat dit regtig is. Vriende, God het ons 5 jaar terug al begin waarsku vir wat op pad is. En ek is jammer, maar is af. Dis af dat daar 'n dogtertjie van 15 jaar oud is, wat na haar hokkiegame mag besluit dat sy eerder saam met G 'n badkamer wil deel, en dat hulle albei, hy na sy rugbygame en sy na haar hokkiegame, gaan uittrek en hulle ander skoolklere aantrek. Dis af. Die wêreld waarin ons kinders moet groot word, is stikkend. Op 'n manier is die kerk stikkend. En ek gaan nie vandag baie klem daarop lê nie, Niels het verlede week baie daaroor gesê. Maar die leierskap in die kerk is stikkend. Ek wil vir julle lees, verlede jaar het 'n voormalige NG Dominee sy ou gemeente, familie en vriende om verskoning gevra, omdat hy hulle jare lank vals hoop gegee het oor die evangelie. Dat is in die rapport. Johan Retief het gesê, hy wil in sy nuwe boek die slegte nuus van die evangelie red wat daar nog te redde is, nadat hy mense mislei het om te glo dat Jesus vir hulle sondes gesterf het. Die Weskaap het hierdie afgelope week hulle synode sitting gehad en hulle het met 'n groter meerderheid dit goedgekeur en nou van hulle het na die algemene synode neem, dat hulle graag artikel 44 wil wysig, dat daar nie meer 2/3 meerderheid hoef te stem oor ons ekumeniese gereformeerde belydenisskrifte nie. En nou vriende, hoor ek hulle sê, dis sodat ons bellaar kan insit, dis nie net daaroor nie. Hoor vandag wat ek vir u sê. Dis soos wat dit 5 jaar terug was, om 'n gemeenskap toe te laat, en nou vandag word die skole en die badkamers en alles geteken. Artikel 44 moet gewysig word, sodat ons belydenisskrifte kan wysig, wat sê ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde.
Ons glo in Jesus Christus en dat hy die seun van God is, dat hy gebore is uit 'n maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dood uit, dat hy opgevaar het na die hemel en dat hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees en ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk en die gemeenskap van die gelowiges. Ons glo in die vergifnis van sondes. Ja, ons glo dat mense sonde doen en dat ons dit moet bely, maar ons glo dat Jesus ons vergewe. Ons glo ook dat hy ons ook uit die doodheid sal laat opstaan, sodat daar 'n ewige lewe saam met hom kan wees. Vriende, as ons nie dit as 'n belydenisskrif kan onderskryf nie, dan glo ons mos nie meer dieselfde nie. Die kerk is stikkend. Nou kan ons vanoggend vir mekaar sê, die wêreld is stikkend, finansies is stikkend in ons wêreld, ons mense se emosies val uit mekaar uit en is stikkend. Mense se lewens, hulle huwelike, hulle verhoudings, ons kinders se wêrelde waarin hulle groot word, val uit mekaar. Die kerk is stikkend. En ek wil jou vanoggend vra, hoe lyk jou lewe? Is jy ook stikkend? Sê jy vanoggend, Here, dit voel vir my of my lewe ook in 1000 stukke omdat my geval het. En ek probeer alles in my vermoë om hierdie stukke bymekaar te krap en dit te probeer bymekaar maak, sodat ek kan kyk of ek weer iets daarmee kan maak. Maar Here, die egskeiding het my lewe stikkend. Here, die verwerping wat ek van kleins af beleef, het my stikkend. Here, die feit dat ek altyd verneder word, nooit goed genoeg is nie, ek is stikkend. Miskien sê jy vanoggend, Here, die huishoudelike geweld waaronder ek gebuk gaan, en die skindertonge van mense, maak my stikkend. Vriende, hierdie goed wat ek nou genoem het, is die stikkend van mense wat ek die laaste 2 weke gehoor het. Mense wat sê, my lewe val uit mekaar uit. Ek is stikkend. Here, ek het 'n gebreekte houer. Paulus praat in 2 Korintiërs 4. Hy sê, ek en jy, ons is soos 'n kleipot wat maklik kan breek. Miskien is dit hoe jy vandag voel, hierdie kleipot van jou het gebreek, in skerwe lê jou lewe. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy kry nie hierdie stukke bymekaar en jou lewe weer in mekaar gepas nie. En dit voel vir jou, niks gaan ooit weer regkom nie. Vriende, as Sagaria hierdie boodskap van Sagaria 8 skryf, dan was die volk ook moedeloos. Hulle was ook op 'n plek waar hulle die Here vergeet het. En waar hulle godsdiens meer oor hulle self gegaan het as oor God. Hulle was ook op 'n plek waar dit vir hulle gevoel het, hulle wêreld val uit mekaar uit. Kom ons hoor wat sê vers 10. Vers 10 sê, hulle het nie geld gehad om mense en diere te huur nie. Die toestande was so gevaarlik, dat niemand veilig kon rondbeweeg nie. Die mense het mekaar se vyande geword. Vriende, die Here stuur Sagaria as die volk se lewe uit mekaar uitval. As hulle na hulle lewe kyk en sê, dis soos 'n gebreekte glas. Weet jy wat gebeur as mense gebreekte glas is? Gebeur presies wat vers 10 sê, mense word mekaar se vyande en hulle vernietig mekaar.
Vriende, kom ek verduidelik dit maklik. As ek hierdie kruik is waarvan Paulus praat, kom ons maak dit maklik, as ek 'n glas is vanoggend waarvan Paulus sou praat. En hierdie glas van my is gebreek en stikkend. Dan beteken dit, almal wat deel word van hierdie glas se lewe, almal wat my wil help, almal wat aan my lewe wil kom vat, op 'n manier kan ek baie keer hulle seer maak daardeur. Hulle wond. En die rede daarvoor is, omdat ek self stikkend en gebreek is. Daarom dat mense baie keer mekaar so seer maak, want dis gebreekte glase, en ons wil partykeer ander mense fix. Ons wil hulle glas beter maak en aan mekaar plak, net om uit te vind dat ons onsself maar eintlik weer gesny het. En daarom sê ons, mense maak my seer, ek wil mense nie meer vertrou nie. Selfs mense in die kerk maak my seer, want die stikkende mense in die kerk. Vriende, daar's net een wat hierdie glas wat stikkend is weer kan heel maak. En dis die glasmaker. Dis God. Hy kan hierdie glas weer smelt en hy kan 'n nuwe glas daaruit maak. En daarom kom sê die Here vir hulle, moenie moedeloos raak nie. Kom ons hoor wat sê in vers 13 vir hulle. Ek het julle gered en julle naam gaan nou gebruik word in 'n seën, mense. Moenie bang wees nie, skep moed. Die Here sê, ek weet julle glas het uitmekaar uitgeval. Ek weet jy's 'n gebreekte stuk glas, 'n gebreekte kleipot. Maar my kind, hou moed. Moenie bang wees nie, hou moed. Weet jy hoekom? As dit vir jou voel die hele wêreld om jou is besig om uitmekaar te val en jou eie lewe is soos 'n gebreekte glas, dan kom sê die Here vandag vir jou, hou moed, hoekom? Nie oor die omstandighede waarin jy is nie. Hy sê, bring jou stikkende glas na die glasmaker. En dan kom sê hy vir ons in Sagaria 8, wie is hierdie glasmaker? Die Here, die Almagtige. Vriende, 45 keer in hierdie boek praat die Here van homself as die Here die Almagtige, en 15 keer daarvan is in hoofstuk 8. Die Here sê, kry net vir 'n oomblik in jou kop wie die glasmaker is. Dis die Here die Almagtige. Met ander woorde, hy het mag om alles te doen. Nie net jou vriend nie. Nie die een wat langs jou kom sit as jy stikkend is nie, maar die Here die Almagtige, die Skepper wat op die troon sit. Die glasmaker. Kom na my toe, met jou gebreekte glas. Stop. Kyk vir 'n oomblik weg, want ons is so vasgevang in die gebreekte wêreld, in ons eie gebreekte lywe en kruike en glase, dat ons nie meer opkyk om die glasmaker, God die Almagtige raak te sien nie. Die Here sê vandag vir jou, my kind, ek is hartstogtelik lief vir jou. Al val jou glas half uit mekaar uit, ek is hartstogtelik lief vir jou. Bring jou gebreekte lewe na die Here die Almagtige. Sodat ek julle kan nuut maak. En dan vertel hy hoe lyk hierdie nuwe lewe vir die volk. Hy sê vir hulle in vers 4, die bejaarde mans en vroue, ryp in hulle jare, gaan op die plein in Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie in die hand, oupa en ouma gaan weer op die stoep sit. Hy sê die kinders, die plein gaan vol seuns en dogters wees wat speel. Die kinders gaan weer in die strate rondhardloop en speel. Die Here sê, julle dink jy dit kan gebeur nie. Maar ek sê vir julle, niks is vir God onmoontlik nie.
Vriende, dan lees ons en dan dink ons, Here, dit gaan nie weer in ons land gebeur nie. Daar is geen manier wat oupa en ouma 6 uur in die aand buitekant kan sit sonder die wering nie. Daar is geen manier wat ons kinders weer in die strate van ons dorp kan rondspeel 6 uur in die aand en ons ouers sukkel om hulle terug te kry in die huis dat hulle kan kom eet en bad nie. Dis onmoontlik. Dit gaan nie gebeur nie. Die wêreld is te stikkend. Maar wat vra die Here in vers 6? So sê die Here die Almagtige, né? As dit vir hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan vir my ook onmoontlik lyk? Die Here die Almagtige het dit gesê. Here, my lewe val uit mekaar, jy gaan dit nooit weer kan regkry nie, dit is onmoontlik. Sê die Here volgend vir jou, as iets vir jou onmoontlik lyk, my kind, dink jy dit moet vir my ook onmoontlik lyk? Ek is die Here die Almagtige. Die Here sê, al wat jy moet doen is, soek my aangesig, vers 21. Vers 21 kom sê hy vir ons, die inwoners van die stad, sal sê, kom ons gaan raadpleeg die Here. Daar staan letterlik, kom ons gaan soek die aangesig van die Here. Kom ons gaan soek God. Kom ons gaan smeek om genade. Kom ons gaan vra na die wil van God. Here, wat wil U? Nie wat wil ek en wat wil mense, wat se reg dit ons en wat? Nee, Here, wat wil U? Wat wil U? Dis nie wat Jesus ook gebid het nie. Vader, nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Vriende, God sê, kom na die groot glasmaker, want hy wil julle heel maak. Hy wil jou nuut maak. Het ek en jy iets wat ons moet doen? Het ons 'n aandeel wat ons moet doen? Ja, ons het. Kom ons wil dit sê vers 16. Wat julle moet doen, geen onduidelikheid nie, dis wat julle moet doen. Praat die waarheid met mekaar, hou op lieg. Want die waarheid maak vry. Die waarheid is deel van God se wapenrusting. Praat die waarheid. Ek sal julle heel maak, maar julle moet die waarheid begin praat. Vers 16, sodat julle vrede met mekaar kan hê. Hoekom? Want die Here het vir ons geleer, Jesus kom leer ons in Matteus 5, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die Here sê, julle moet in vrede met mense lewe, my kinders. Vers 17, moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Hou op met julle boosheid, hou op met julle plannetjies om mekaar te ondermyn en in die rug te steek en bose goed met mekaar te doen. Moenie. En moenie 'n vals eed af lê nie. Moenie sê, ek sweer op die Bybel, of ek sit my hand op die Bybel, of ek sweer. Wat het die Here ons geleer, dat jou ja wees en jou nee. Moenie 'n valse eed af lê nie. 4 sê die Here. Dan sê hy weer, vers 19, praat die waarheid. Praat die waarheid. En sorg dat daar vrede is. Vriende, die kerk is mense. Die kerk is nie 'n gebou nie. En die kerk is eintlik die glasfabriek waar stukkende glase bymekaar kom. Nie omdat die dominee hulle moet fix of omdat hulle mekaar moet fix nie. Maar sodat die glasmaker, God die Almagtige, die Here die Almagtige, dat hy jou kan nuut maak. En dan sê ons teks, dan gaan ander mense saamkom. Hulle gaan sê, ons wil met julle saamgaan, want ons hoor God is by julle. En dan gaan mense heel word.
En ek wil vanoggend vir jou bid. As dit vir jou voel, jou wêreld val uitmekaar uit, vertrou die Here. Here God, almagtige Here, El Shaddai, Elohim, die Here van die leerskare, the Lord of the angel armies, ons glasmaker, Here, ons kom in 'n gebroke wêreld, met ons eie stuk gebrokenheid voor U staan vandag. En Here, met ons menslike oë lyk dit onmoontlik om ons stukkende wêreld te fix. En om ons heel te maak. En tog, Here God, almagtige, wat sit op die troon, weet ons vandag, niks is vir U onmoontlik nie. Daarom kom bid ek vir ons stukkende ekonomie, Here. Here die almagtige, kom raak ons stukkende land se ekonomie aan. Ek kom bid vanoggend, Here, vir die stukkende land waarin ons leef, met sy stukkende verhoudings. Here, mag elkeen wat met hulle stukkende glas voor U kom staan, beleef hoe U hulle kom heel maak. Ek bid vir ons kinders 'n stukkende wêreld waarin hulle in die skole moet groot word, Here. Wees ons genadig. Wees ons kinders genadig, Here. Ons smeek dit, ons pleit dit by U. Wees ons kerk genadig, Here. Mag die waarheid seëvier. Mag ons vredemakers wees. Mag die bose planne wat mense teen ons smee nie afkom nie, Here. Mag daar weer dag wees wat ons oupas en oumas op die stoep mag sit en kyk hoe hulle kleinkinders in die strate speel. Mag ons mekaar kyk en sê, die Here, die Almagtige, het dit gedoen. En niks is vir hom onmoontlik nie. Here, hoor elke smeekgebed wat nou voor U opgaan. In Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil graag die seën van die Here oor julle uitspreek. Mag jy in hierdie week uitgaan met die wete dat God, die skepper van die hemel en die aarde, jou gebreekte glas, se glasmaker sal wees en dit nuut sal maak. Mag jy weet dat die Here Jesus wat uit die dood uit opgestaan het en oorwinning behaal het oor alles en uitgeroep het, tetelestai is volbring, dat hy vir my en jou vandag sê, niks is vir my onmoontlik nie. Al lyk dit soms so. En mag jy hierdie week ingaan met die wete dat die Heilige Gees saam met jou op hierdie reis deur jou lewe sal wees, sodat jy die waarheid mag praat, 'n vredemaker mag wees, sodat mense God kan raak sien. Amen.